God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel. Gemeente, genade, vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, baie jare terug toe ek 'n kind was, het ek my altyd daaraan verwonder dat my oupa ten minste 0:30 voor die tyd in die kerk wil gaan sit. Toe ek hom gevra het, oupa, hoekom doen jy dit? Toe het hy vir my gesê, ek wil my voorberei om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En dit is tog so, broers en susters, dat ek en jy dit vandag nog moet doen. As ons hier rondom God se woord by mekaar is, ons moet ons voorberei om die Here te ontmoet. Die manier waarop ons onsself voorberei om die Here te ontmoet, is om in die spieël van sy wet te kyk, sodat ons kan sien hoe ons lyk. As ons in die spieël van sy wet kyk, dan sien ons of ons werd is om sy kinders genoem te word. Sy wet sê, ons moet God bo alles lief hê. Ons moet hom eerste stel in ons lewe. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons eie ek moet nie vir ons belangriker wees as die mense rondom ons het. Dit is die spieël van God se wet. Hoe lyk ek en jy in daardie spieël? Ek dink ons kan alleen maar sê, o God, wees my sondaar genadig. In die week en weke wat verby is, was U nie die belangrikste in my lewe nie. In die week en weke wat verby is, was my eie ek vir my belangriker as die mense rondom my wat my nodig het. Ek is skuldig. Vergewe my dat ek is soos ek is. Maar broers en susters, die goeie nuus is dat God vir jou en vir my lief het, al lyk ons soos ons is. Die goeie nuus is dat hy ons sy kinders gemaak het, omdat hy ons lief het. Die goeie nuus is dat hy elkeen van ons op die naam ken. Ons maak vir hom saak, al is ons sondaars. Wonderlik die God van liefde, die God wat sy hand na ons uitgesteek het. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, 2 gedeeltes uit die Ou Testament lees ons uit die profesie van Jesaja. Jesaja hoofstuk 9 vers 5 en 6. Jesaja 9 vers 5 en 6. En daarmee saam lees ons uit die Nuwe Testament, uit die evangelie van Jesus Christus, soos wat Lukas dit vir ons opgeteken het. Lukas hoofstuk 2 vers 1 tot 7. Maar voordat ons na die woord van die Here luister, kom ons verootmoedig ons in gebed. Kom ons bid dat die Here ons hier rondom sy woord sal seën, dat hy ons hart en verstand vir sy woord sal oopmaak, dat die woorde wat ons hoor, waarlik sy woord sal wees. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, ewige Hemelvader, dankie dat ons stil kan word rondom U woord. Dankie Here vir die voorreg om U kinders hier in U teenwoordigheid te wees, U gemeente. Dankie Here vir elke dag
wat U vir ons geseën het, dat U ons in die hand gehou het, dat U vir ons in ons teëspoed en swaar kry naby was. Jy wil nou, Here, vir ons in die genade laat hoor wat U vir ons wil sê. Deur U Gees U woord in ons harte geloof laat word. Seën so, Here, hierdie gemeente van U. Elke lidmaat in sy en haar eie omstandigheid. Diakens, ouderlinge, herder en leraar. Bid, Here, vir ons kerk, dat U ons kerk sal bewaar in die donkerte van ons bestaan. Bid, o God, dat U kerk in hierdie wêreld U lig sal laat dra. Bid, Here, vir ons land en sy mense, owerheid en onderdaan. Bid vir elke mens wat in nood is, wat siek is, wat eensaam is, wat verward is, soekend, arm en ellendig. Here, U sien ons in ons swaar kry. Dra ons as ons verder self nie kan loop nie. Vader, maar ons staan voor U skuldig. Ons is nie werd om U kinders genoem te word nie. Wil Here vir ons genadig wees en na ons gebed luister om Jesus ontwil. Amen. Broers en susters, eeue voor Jesus se geboorte, profeteer Jesaja hierdie woorde wat ons nou gaan lees. Sekerlik het hy nie mooi geweet wat hierdie woorde beteken nie, maar dit was woorde wat God vir hom laat sê. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid. En van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Dan, broers en susters, word hierdie profesie van Jesaja waar. Daarvan lees ons in Lukas hoofstuk 2. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So beskryf Lukas die geboorte van die seun wat sou kom, die seun wat God gestuur het. Dit ons skriflesing volgend. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, wat na hierdie woord luister en wat dit glo, en wat daarvolgens leef. Die teks vir ons prediking vanoggend, broers en susters, uit Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore,
aan ons is 'n seun gegee. Die tema vir ons prediking vanoggend: het Jesus 'n plek in jou Kersfees? Het Jesus 'n plek in jou Kersfees? Geliefdes in Christus Jesus, met bietjie meer as 2 weke is dit Kersfees. Wat 'n wonderlike fees. 'n Fees van vreugde en opgewondenheid. Oral hoor jy Kersmusiek. In die groot winkelsentrum, en winkels selfs wat behoort aan mense wat nie in Christus glo nie, speel hulle Kersmusiek. By ons en ons kinders, en veral ons kleinkinders, is daar 'n afwagting, 'n opgewondenheid. Hulle oogies blink, want Kersfees kom. Hoeveel slaapies dan nog voor dit Kersfees is? Kersfees, die fees waarin ons Jesus se geboorte herdenk. 'n Wonderlike fees. Families kuier by mekaar. Mense is vrolik. Mense vier fees. Heerlike tyd van die jaar, 'n ware feestyd. En weet jy, dwars deur die wêreld klink hierdie fees. Dis iets wat my elke jaar verstom. 'n Wêreld wat nie in Christus glo nie, vier fees. Vier Kersfees. Dis asof die wêreld vir 'n oomblik stil word rondom die krib van Bethlehem. Asof die wêreld verwonderd is oor die kindjie wat in daardie krib lê. Hierdie verskynsel, broers en susters, laat my dink aan die intog van Jesus in Jerusalem. Onthou julle? Enkele dae voor sy kruisiging. Hy ry op 'n donkie in die stad in, en die mense juig. Hulle eer hom as koning. Hulle gooi palmtakke op die pad voor hom. Selfs hulle klere gooi hulle daar. Hulle juig, want hulle koning het gekom, en hulle sing. Hulle sing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en ere aan God in die hoogste hemel. So lees ons dit in Lukas. Mense ontvang Jesus soos 'n koning. Dit is wonderlik, maar weet jy, enkele dae later skreeu daai selfde mense, kruisig hom. Kruisig hom, dat sy bloed op ons en ons kinders kom. So staan die wêreld, die mense van die wêreld, elke jaar om die krib van Bethlehem. Opgewonde oor die kindjie wat gebore is. 'n Nuwe lewe wat daar plaasgevind het. Maar wanneer die Kerstyd verby is, wanneer die opgewondenheid en die vrolikheid en die fees nie meer is nie, dan gaan die wêreld gewoonweg aan op sy pad. Vergeet hulle van die kind van Bethlehem in die krib. Jy sien, broers en susters, Kersfees kry eers werklik betekenis wanneer 'n mens opkyk van die krib en die kruis op Golgotha sien. Kersfees kry eers werklik betekenis wanneer jy die Paasmôre kyk en sien dat die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Die kind van die krib was die man aan die kruis. Die man aan die kruis wat gesterf het en ter helle neergedaal het dood en hel oorwin. Met Kersfees begin Jesus se pad van smarte. Hy wat God is, word mens. As mens dra hy die sondestraf van ons almal.
Gister se sonde, vandag se sonde en môre se sonde draai tot aan die kruis van Golgotha waar hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Daar sterf hy. Daar lê ter helle neer, so bely ons. Want dit is die straf vir die sonde. Hy het ons sondestraf gedra. Vir die wêreld is Kersfees 'n fees wat jy vier oor 'n kind wat gebore is, 'n vrolike fees, 'n lekker fees. Dalk 'n fees van vrede. Maar vir ons is Kersfees die begin van die pad van smarte van Jesus Christus. Die pad wat hy moes loop om ons sondestraf te dra. Sien broers en susters, God vat die sonde wat tussen ons en hom gestaan het weg. Hy laat dit op Christus. Daarom word die kind gebore in Bethlehem. Daarom lê die kind in die krib. Daarom loop die kind in die krib se pad aan die kruis op Golgotha. Daarom sterf hy daar alleen. Daarom daal hy ter helle neer. Maar dank God, hy oorwin die dood en hel, sodat ons kan lewe. Sodat elkeen wat aan hom glo, 'n kind van God sal wees. Die geloof het God in jou en my hart gegee. So bely ons dit. Kind in die krib is vir ons verlosser en redder. Die een wat die profeet Jesaja honderde jare van tevore reeds voorspel het wat sou kom. Ons Kersblydskap, ons juiging op Kersfees kom nie uit 'n bottel nie. Dit kom uit die vreugde van ons hart. Vreugde omdat ons kinders van God is. Vreugde omdat die kind in die krib ons verlosser geword het. Vreugde omdat ons sonde nie meer tussen ons en God staan nie. Ons is God se kinders. Ons is verlos deur die dood van sy seun, deur die opstanding van die kind van die krib. Broers en susters, as verloste kinders van God, sê ons soos die wêreld op Kersdag, geseënde Kersfees vir mekaar. Ons sê dit met vreugde, wat ons graag met mekaar wil deel. Geseënde Kersfees. Maar 'n geseënde Kersfees het net betekenis, as ons vir mekaar 'n seën is. Anders is dit leë woorde. Die hele wêreld sê vir mekaar geseënde Kersfees, maar dit het geen betekenis as ons as mense nie vir mekaar 'n seën is nie. As ons nie vir mekaar ons dankbaarheid bewys deur in liefde met mekaar te lewe nie. Geseënde Kersfees. Mag hierdie Kersfees wat voorlê vir ons almal waarlik geseën wees, omdat ons vir mekaar 'n seën wil wees, omdat ons vir mekaar wil help op die pad wat ons moet loop, omdat ons mekaar wil lief hê, soos wat God dit vir ons gegee het en gesê het. Mag hy ons daartoe die krag en die genade gee, sodat ons sy kinders sal wees. Amen. Kom laat ons dank. Here, ons dank U en ons loof U, dat U ons sonde wat tussen ons en U gestaan het, weggeneem het. Ons dank U en loof U, Here, dat U in ons harte geloof gegee het in die kind van die krib, die man aan die kruis, die opgestane Heer wat ons verlosser is. Ons dank U, o God, dat ons kan weet ons loop ons lewenspad nie alleen nie.
Wil Here dan in ons harte die geloof gee, dat ons vir mekaar 'n seën sal wees. Dat ons nie net sal sê geseënde Kersfees nie, maar dat ons die seën van Kersfees ook aan mekaar sal bewys. Ons bid Here dat U ons so sal seën in hierdie dag. Dat U ons so die krag en die genade sal gee, sodat ons die pad kan loop wat U vir ons bepaal het. Hoor ons nou om Jesus ontwil. Amen. In vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.